wakker wees vir die ouens wat wil slaap, dat die Gees ons wakker maak, maak wakker elkeen in die kerk, die Gees wat ons wakker maak en ons ook stuur met sy roeping vir elkeen van ons lewens. Dan sluit ons af, ons voorsang met die 164, ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam verheerlik hom, en kom ons in al 2 verse van die 164. Vir die wat ek nog nie môre gesê het, goeiemôre. Baie welkom vanoggend hierso in die erediens. Dankie dat julle hierso is en dat ons vanoggend ook die voorreg het om te luister na die woord van die Here en ook te luister na musiek en gebede en net ons saam wees vanoggend. Die vriendelike groet daar by die deure en julle is hierso in die erediens vanoggend en ons glo ook dat die Bybel wat vir ons sê, dat waar 2 of meer in sy naam is, daar is God teenwoordig. En daarom glo ons dit ook vanoggend, dat die Here in sy drie eenheid, God in sy drie eenheid ook vanoggend hier by ons is. Ek wil hê dat ons vir 'n oomblik stil word. Ek weet, dit is 'n verskriklike gejaag daar buite. Almal hardloop rond, almal het goed om te doen. Daar's goed wat klaargemaak moet word. En baie keer gebeur dit dat 'n mens so aan die hardloop is dat jy net nie goed kan luister nie. Ek gebruik altyd die beeld, dis soos jy staan langs die pad en jy wil vir iemand wil vir jou iets sê, maar jy met 'n oop venster en jy jaag 120 km/h, jaag jy by daai persoon verby en hy gaan jou net dalk sien, maar hy gaan niks vir jou kan sê nie. En soms is dit nodig dat ons bietjie stadiger leef en bietjie stadiger beweeg. Partykeer moet ons maar, veral met die petrolprys wat so hoog is, lekker stadig ry. Jy spaar nog petrol ook met dit en met jou stadig ry kan jy goed luister na wat die Here vir jou sê. En mag jy vanoggend so bietjie remtrap ook vanoggend hierso in die erediens en net rustig wees hierso in die teenwoordigheid van die Here. Die voorreg wat ons het om in vrede vanoggend hier te sit. Dink sommer in Israel en al die verskillende oorloë wat daar is op hierdie stadium in ons wêreld waar mense absoluut angsbevange is, angswekkend om nou in Israel te wees en omringende plekke. En dit is, ons het so voorreg vanoggend. Dink jy ons verstaan dit, wat so voorreg ons het vanoggend hierso in 'n rustigheid in 'n kerkgebou te sit. En net te weet ek kan hier wees sonder om te presteer, sonder om iets te doen,
Ek kan net hier so in God se teenwoordigheid wees. En ek wil hê dat ons ook as ons nou stil word voor die Here, ook bid vir die mense wat gebuk gaan onder hierdie oorlog en oorloë in ons wêreld. En dat die Here ook deur sy Gees ook mense se lewens sal verander. Mense se denke sal verander om anders te dink oor dit wat besig is om te gebeur. So ek gaan vra vir 'n paar oomblikke, stil daar by jouself, praat met die Here. Kom ons bid ook vir meer as net onsself. Here, ek wil hierdie erediens begin met die woorde van lied 443. Die opskrifie is: Wind kan jy nie sien nie. Wind kan jy nie sien nie, niemand sien dit raak. Maar wanneer ons luister, hoor ons hoe dit maak. Wie kan God se gees sien? Niemand kan hom sien. Maar wanneer ons luister, leer hy ons hom dien. Wind kan soveel doen, dit dryf die wolke heen, dit beweeg die see en dit bring die reën. God se Gees doen soveel, leer ons God vertrou, leer ons om te luister en op hom te bou. Kom ons sê vir elkeen, bid tot God die Heer, dat hy ons sy Gees gee, dat hy ons sal leer. Amen. Vriende, jy word gegroet vanoggend, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die wonderlike werking, die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met nog 'n loflied, lied 209, Heer met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel en van al u reddingsdade. Ons gaan dit 2 keer sing, ons gaan die Here 2 keer loof, so kom ons staan, lied 209, kom ons loof die Here.
Dankie Quentin dat jy ons orgelpype skoon blaas vir oggend, dat die stil wat daar is. Volgende week gaan Tannie Marita net aan daarby. Dankie dat jy vir ons ook vanoggend begelei en dat ons die Here so wonderlik kan loof en prys. Vriende, ons gaan hierdie lied sing as 'n gebed vir oggend. Jy sal sien ook in ons woorde in die begin, ons tema is die tema Ruach, die wind. Ons gaan net verduidelik wat dit beteken. En ek wil hê dat ons hierdie lied as gebed sing voordat ons gaan lees uit Eksodus 31 en ook Eksodus 35. So kom terwyl ons so sit, ons bid dat God se Gees ook vir oggend vir jou sal ontmoet. En dat jy vir oggend, wanneer jy uitstap, sal weet dat dit goed was om deur God se Gees aangeraak te word. Elke keer as ons die Bybel oopmaak en elke keer as ons 'n boodskap bring of ons saam is, dan moet ons met hierdie verwagting sit, met hierdie openheid, dat God ons kan ontmoet, ook vir oggend. En mag jy dit vir oggend ervaar, ook terwyl ons besig is hierso, maar ook wanneer ons uitstap en wanneer ons huis toe gaan vir oggend. So kom ons sit so, dan sing ons lied 442, vers 1 en vers 2. Oomblikke vir oggend ook vir u kan vra dat u ons sal vul, ons meer en meer sal vul en dat u ons sal vorm tot u eer. Dat u ook die skerp kante in ons lewens ronder sal skaaf, dat u ook dit wat ons ontvang het sal uitlig en verder neem, waar ons met dit diensbaar gaan wees in u koninkryk. En mag ons ook vanoggend deur die Gees ook goed luister na hierdie gedeelte en na die boodskap. Ja Here, soos my gebed vanoggend, bid ek dat u regtig vanoggend aan die woord sal kom. En dat ons sal weet dat dit u is wat met elkeen van ons praat. En dat ons ook vanoggend hierdie vreugde, hierdie inspirasie, hierdie energie sal ontvang. Om ook daarbuiten ook te glo dat ons 'n verskil kan maak in 'n deurmekaar en stikkende wêreld. En dat ons ook met al die verskillende vaardighede wat u vir ons gee, dit ook kan doen. Ook in verskillende forme en plekke waar ons is, mag u dit ook so in ons harte kom neersit en verder neem, dat ons so geïnspireer sal wees vanoggend. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Eksodus 31, ons lees daarvan die eerste 11 verse.
Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaliel uitgekies. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur, uit die stam Juda. Ek het hom toegerus met my gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Ek het vir Oholiab, seun van Ahisamak, uit die stam Dan aangestel, om saam met hom te werk. Aan elke vakman het ek vaardigheid gegee, sodat hulle alles kan maak wat ek jou beveel het. Die tent van ontmoeting, die ark met die getuienis daarin en die deksel daaroor, al die toebehore van die tent. Die tafel met sy toebehore, die kandelaar van suiwer goud met sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore, die waskom met sy voetstuk, die geborduurde klere wat gewy is vir die priester Aaron en sy seuns om daarin as priestersdiens te doen, die salfolie en die geurende wierook vir die heiligdom. Hulle moet alles maak, net soos ek jou beveel het. En dan hoofstuk 35, lees ons van vers 30 af. Moses het vir die Israeliete gesê, kyk, die Here het vir Besaliel uitgekies vir die werk. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur, uit die stam Juda. Die Here het hom toegerus met sy gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Die Here het vir hom en vir Oholiab, seun van Ahisamak, uit die stam Dan, die begaafdheid gegee om ander as vakmanne op te lei. Die Here het aan hulle die vaardigheid gegee om al die werk van die vakman te verrig, om te ontwerp, om blou, pers en bloedrooi wolstof en linne te borduur en om te weef. Hierdie manne kan enige werk doen en ontwerpe maak. Gaan net tot daar lees. Vriende, die afgelope 2 Sondae met die vakansie het Rousseau het hy gepreek oor die Heilige Gees. Dit was nou nogal vir my, ek moes nou in die week mooi gaan luister of ek gaan voortgaan om met hierdie onderwerp rondom die Heilige Gees verder te preek, en ons het die gedeeltes gelees uit hierdie 2 gedeeltes, soos vanoggend. Ja, en ek glo dat die Here ook vanoggend hierdie gedeelte ook wil gebruik. Om oor God die Heilige Gees te preek, vriende, is nie baie maklik nie. Ek dink dit is seker van die moeilikste onderwerpe om te preek. Die rede daarvoor is, ek dink dit is, soos ons gesing het vanoggend, jy kan nie die Gees van God sien nie. Het is moeilik om te preek oor iets wat jy nie kan sien nie. Maar dit laat my dink aan die predikant wat in die Karoo saam met sy gesin gery het, en sy dogtertjie het sommer so uit die bloute uit, het sy die oggend sommer vir hom gevra, pappa, vertel vir my 'n bietjie van die drie eenheid. En onmiddellik het hy sulke swete uitgeslaan, want hy moet nou verduidelik wie is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en hy sê so, hy het eintlik baie goed gevaar in die begin, hy het baie goed gepraat oor God die Vader, hy kon sê, God die Vader wat ons versorg, hy weet wat ons nodig het, God die Vader wat na ons kyk soos 'n goeie pa vir sy kinders, en hy kon lekker uitbrei daaroor. En toe hy oor oor God die Seun praat, oor Jesus Christus praat, kon hy ook baie goed sê. Hy kon sê, is gebore in Bethlehem, kon sê hy het op 'n donkie gery, later hy het gekruisig, gesterf, en hy's begrawe, en hy het opgestaan, en al die ongelooflike goed wat hy kan sê. Toe hy by die Heilige Gees kom, het hy so begin antwoord, en hy sê, soos ons pas sê, hy het begin babbels hop, en hy het begin sukkel om te weet wat moet hy sê, en toe sê sy dogtertjie vir hom, ag toe maar pappa, dis okay, jy hoef nie verder te praat nie. Daarom wil ek vanoggend sê ook om oor God die Heilige Gees te preek, is
Omdat daar soveel fasette van God se Gees is. Omdat ons nie kan 'n greep kry op wie God die Gees is nie. Asof ons 'n handvatsel het en daaraan kan vashou nie. Want die Bybel is vol uiteenlopende verstande van die Heilige Gees. En mense kan baie maklik net een faset van die Heilige Gees baie sterk sê en die ander nalat en dit nie sê nie en nie die volheid van wie God die Gees is op die ou en goed preek en verduidelik nie. Maar die beeld wat ek vir oggend wil gebruik en daarmee gaan ons bietjie werk vir oggend is die beeld wat aan die Heilige Gees ook gegee word as daar oor die Heilige Gees gepraat word en dit is die beeld van wind. Nou die Hebreëse woord is ruach. Nou as jy sommer klaar die woord in die Hebreëus het mos die klanke verskriklik belangrik, maar as jy die woord ruach hoor en dan hoor jy sommer so half die asem, jy klink amper soos die wind wat een of ander manier oor jou stembande kom, die suurstof en jy voel dit, daar gebeur iets met jou. En dink sommer aan die wind. Dink sommer aan die wind in Woester. Ons ken wind. Kyk, wind word hierso gemaak, né? En ons weet wat wind kan doen. Dis nie vir ons snaaks nie. En dit is eintlik baie tekenend dat die herlewing in Woester gebeur het. Dat die wind van God, die Gees van God so beweeg het in Woester dat daar 'n herlewing plaasgevind het wat na die uithoeke van ons land en van ons wêreld gegaan het. Ons weet ons kan die wind nie sien nie, maar ons kan die effek van die wind sien. Ons sien die blare wat ritsel, as ons gelukkig is in Woester, maar dan sien ons die sterk wind in Woester wat waai die afgelope tyd met die storms, wat ons so effens vrygespring het, maar in die verlede het ons ook hierdie storms ervaar, het ons gesien wat wind aan bome kan doen. Bome uit hulle wortels kan draai, die wind kom en hy ruk hulle uit die grond uit, en wys die krag van die wind. My buurman wat oorkant my was, het so 'n paar jaar gelede het hy vir hom 'n windlaaier onwettig opgesit en die windlaaier het nogal redelik steurend voorgekom. As jy by jou slaapkamer 'n windlaaier het, moet dit nie, ek sal dit nie aanbeveel nie, moenie dit doen nie. Dit klink soos 'n vliegtuig wat opstyg. Veral as die wind in Woester waai. Dan hoor jy hoe draai die windlaaier. Hy's gelukkig toe daarom toe nou aangepraat en hy het daarom nou die windlaaier laat afval. Kom ons sê dadelik vir mekaar, daar's 'n stuk misterie in die werk van die Heilige Gees. Maar juis daarin lê die krag. Juis daarin lê hierdie absolute ontdekking en moontlikhede wat kan gebeur en wat al gebeur het in mense se lewens. Want ruach beteken eintlik lewensenergie. Dit beteken eintlik die krag wat ek ontvang in my liggaam om asem te kry, om diep te duik in die see en om asem te haal en diep te duik, om suurstof in jou longe in te trek. Die lewe wat suurstof bring om jou longe vol te maak wanneer jy sing. Wat jou en my aanspoor om op te staan elke oggend. Wanneer jy wakker word en hy wekker gaan af en jy haal diep asem, dan staan jy op in die oggend. Die Gees van God wat jy nie kan opwek nie. Ons kan nie die Gees van God opwek nie. Maar die Gees van God kan ons opwek. Ja, ons kan 'n bietjie probeer. Ons kan in die somer ons waaiers aansit, as Eskom sy krag vir ons aansit, dan kan ons die waaier aansit en kan ons so 'n bietjie wind maak, ons kan dit voel, ons voel dit, dis heel goed. In die somer kan jy sien wat gebeur in die kerk, die ouens met hulle afkondigingsblaadjies, hulle sit so, jy kan so 'n bietjie waai, jy kan so 'n bietjie wind kry, net om jouself bietjie af te koel, om so 'n bietjie lafenis te kry van die hitte wat daar is. Maar is dit volhoubaar? Dis nie volhoubaar om self te probeer hierdie wind skep nie. Dit gaan jou nie inspireer nie. Hierdie wind wat jy probeer opwek, gaan jou nie inspireer nie. Dit gaan jou nie energieer nie. Nee, dit is 'n geskenk van God. God self, God die Heilige Gees, wat homself vir ons kom gee. Om die Gees van God te ontvang,
Ek het vir myself hierdie week gevra, bid ek daagliks? Bid ek elke dag dat God die Heilige Gees my sal energeer? Bid ek elke oggend as ek opstaan, Here, gee my nuwe lewenskrag. Gee vir my krag om hierdie dagtaak wat vir my voor lê. Gee vir my hierdie energie om dit te kan doen. Wanneer ek opstaan, wanneer ek skool toe gaan, wanneer ek werk toe gaan, waar ek ook al is. Ek het hierdie week net weer ontdek dat ek daarvoor moet vra. Here, gee my die volheid van die Gees, sodat daar lewe in my kan wees. Dink sommer aan die doodsbeendere van Jesegiel wat daar gelê het en hoe die Gees hierdie bene bymekaar gebring het en hierdie absolute liggaam net weer aan mekaar gesit het en laat beweeg het. Dit is wat die Gees van God doen wanneer hy in beweging kom. Wanneer die Gees van God deur mense werk, want dis die wonderlike van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk deur mense. Wanneer die Heilige Gees deur mense werk, gebeur daar verstommende dinge. En ons het baie keer hierdie woord, en woorde is mos maar beperk, maar ons praat baie keer van die bonatuurlike werk van die Heilige Gees. Bonatuurlik beteken vir my dat ons eintlik daarmee sê, dit het niks met ons te doen nie. Dis iets wat God doen. Die bonatuurlike is dat God die planete in hulle bane hou, die maan en die sterre, en alles wat saam met dit gaan. Dit is bonatuurlik, ons kan nie iets daaraan doen nie. Ons het geen houvas op enige iets wat in die hemelruim gebeur nie. Maar wanneer die Gees van God in mense werk, is dit nie bonatuurlik nie. Is dit verstommend wat gebeur met jou en my. Soos in hierdie man wat ons gelees het vanoggend. Hierdie man en sy vriende. Ek weet nie hoekom hierdie Jode al het sulke verskriklike name het wat jy moet lees nie. Maar hierdie ou met die snaakse naam, wat hierso deur die Gees van God beweeg word, wat gebeur met hom? Hierdie persoon word in sy natuurlike aanvoeling van dit wat hy het, word hy beweeg en word hy geïnspireer om kreatief te wees, om te bou, die tabernakel van God te versier met alles wat daarmee saamgaan. Deur sy vaardighede lees ons, die Gees van God wat sy vaardighede aanwakker. God die Gees wat sy insigte en sy denke, sy verstand in besit neem om goeie berekeninge te doen. Om goed raak te sien wat moet gebeur. En in sy natuurlike aanvoeling en die talent wat hy gekry het van God, skuif die Gees van God hom in 'n rigting om iets daarmee te doen. Dis asof die Gees van God sy natuurlike talent inspann na 'n spesifieke roeping wat hy vir hom het. Hy en sy vakmanne het hierdie verstommende projek afgehandel. Ek dink hy sou 'n bietjie teenkanting gekry het van die mense rondom hom. Want ek kan mos nou 'n bietjie beter doen as jy. Hoekom het die Here nou vir jou dit laat doen? Maar ten spyte daarvan was hy gehoorsaam en het hy dit gedoen. Wat mense dan op die ouend in verwondering gelaat het. Elke keer as ek kyk na die simbolietjie voor en ek kyk wat mense doen, dan is ek verstom wat hulle kan doen. Hoe het hulle hieraan gedink? Interessant, ek luister hierdie week in die woordfees vertel Valiant Swart die storie en hy vertel van kunstenaars en hy sê as jy dink aan mense wat beeldhouwerk doen, dan is dit eintlik iets wat jy kan sien, jy kan daaraan vat. Hy sê as jy kyk na skilderye, dan kan jy dit ook sien, jy weet nie eintlik daaraan vat nie, maar jy kan dit sien. Maar hy sê wanneer dit by musiek kom, wanneer dit kom oor liedere, kan jy nie daaraan vat nie. Onthou die liedere wat ons vanoggend gesing het. Jy kan nie daaraan vat nie. Maar wat gebeur? Die liedere kom vat aan jou. Die liedere kom maak iets aan jou. En sê 'n interessante ding, hy sê, soos wat hulle besigheid doen met iets, is hy besig om
besigheid te doen met niks. Want hy kan dit nie wys nie, kan dit nie sien nie. Die Gees dis asof God se Gees amper vir my op dieselfde manier werk. Byvoorbeeld as jy 'n onderwyser is en jy is by die skool en jy het natuurlik 'n aanvoeling om met kinders te werk en jy gaan studeer natuurlik en doen alles wat jy moet doen en wanneer jy begin werk, het jy toelaat dat die Gees van God jou so beweeg dat jy net deur die leerplan kom nie, want dit is ook belangrik om net klaar te maak en die leerplan af te handel, maar dat dit nie net daaroor gaan nie, dat dit gaan oor om kinders te inspireer, om 'n invloed op daai kinders te hê, om 'n verskil in daai kinders se lewe te maak. Vir daai kind dalk 'n pa of 'n ma te wees, wat hy of sy nie by die huis het nie. 'n Ouer broer of 'n vriend, of 'n oor, om te luister, wanneer hy of sy dit so nodig het. Die spotprentjie van Winnie the Pooh en Piglet sit op 'n stomp, en hulle is besig in 'n groot gesprek met mekaar en Piglet vertel vir Pooh, vir Winnie the Pooh, vertel van hierdie moeilike tyd waardeur sy gaan en vertel al die goed wat met haar gebeur en sy's angstig en al die klein goed wat in haar binneste gebeur en sê, maar gaan jy nou nie iets sê nie, Winnie? Gaan jy nie iets sê vir my? Gaan jy nie vir my sê ek is simpel nie? Gaan jy nie vir my sê ek moet myself regryk nie? Toe sê Winnie the Pooh, nee, ek gaan na jou luister. Ek gaan na jou luister en ek gaan jou beloof dat ek nie kan miskien hierdie goed van jou wegvat nie, maar ek kan miskien saam met jou dit dra. Terwyl ek na jou luister, hoef nie vir jou te preek nie. Ek kan na jou luister en ek kan jou laat ervaar dat ek verstaan waardeur jy gaan. Die Gees van God wat so in ons werk, dat hy ons ore oopmaak om goed te kan luister. Gees van God wat so in ons werk, soos hierdie manne, om hulle te inspireer, om hulle vakmanskap te kan bemeester en te kan doen, bring iets nuuts. Wanneer die Gees van God in jou kom, gebeur daar iets nuuts in jou lewe. Dan kan jy nie dieselfde wees nie. Dwars deur die Bybel sien ons dit raak, hoe God mense beweeg. Hulle stuur in die koninkryk van God in. En dit is gewoonlik in die alledaagse goed van die lewe. Die alledaagse goed wat gevul word met die Gees, wat ons energieer en vir ons lewenskrag gee. Daar's natuurlik spesiale gawes wat die Here ook vir ons gee, maar die gewone goed, om vir iemand lief te wees, om na iemand te luister, om daar te wees vir jou vriend of jou vriendin. Maar vriende, hier gebeur eintlik, ons het dit nie vanoggend gelees nie, maar daar gebeur nog 'n verdere ding in hierdie gedeelte. En dit is dat al die mense wat nou dit gesien het wat besig is om te gebeur met die bou van die tabernakel, het al hulle offers gebring. Hulle het eintlik alles gebring wat hulle het, wat die Here vir hulle gegee het. Party het houtwerk gedoen, party het oorringe gebring, party het allerhande goed gebring wat hulle het hulle gebring na die altaar toe. En het hulle eintlik simbolies kom sê, gebruik die goed wat ons het. Dat Moses later moet sê, asseblief hou net op, asseblief, moet net nie nog goed bring nie. Niemand het vir hulle gesê hulle moet dit bring nie. Die Gees van God het hulle so beweeg, dat hulle goed gebring het, wat hulle vrymoedigheid gehad het om dit te kom doen. En sien, die Gees van God beweeg individue, maar transformeer ook gemeenskappe. As God se Gees werk, stuur hy ons met die alledaagse goed op 'n verstommende manier om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. En daarom is wanneer ons vanoggend hierso sit, het ons almal talente en gawes gekry. Die Here het dit vir ons gegee. En ons moet vanoggend besef dat ons nie sonder sy Gees kan leef nie. Ons kan, maar ons gaan baie kwaad doen en verkeerde dinge doen. En dit is hoekom dit gebeur in lande waar mense mekaar verskeur, waar mense oorlog maak en mekaar afskryf. Dat dit gaan oor mag, gaan oor my goed, my dinge. Pogings wat ons aanwend baie keer om ook wind op te wek,
Soos ek gesê het, hou 'n rukkie, maar dan gaan dit verby wees. En ek dink vanoggend aan hierdie asemhalingstoestel waaraan ons gekoppel moet wees. En daar's 'n tyd waar hierdie asemhalingstoestel verwyder word sodat ons saam met die Gees kan asemhaal. Saam met die Gees so kan asemhaal dat ons anders gaan leef met dankbaarheid vir dit wat ons ontvang het. Vriende, ek kan hier op hierdie preekstoel staan vanoggend en ek kan die mooiste woorde gebruik. Ons kan vanoggend hier so in hierdie kerk staan en ons kan die mooiste liedere sing. Ek kan vanoggend hier uitstap en sê, "Sjoe, dit was goed." Maar wanneer die Gees van God nie deur die woorde kom na jou toe en jou hart tref nie, wanneer ons sing, wanneer ons preek, wanneer ons geloof bely nie, gaan daar nie verandering in ons lewens kom nie. En daarom moet ons daarvoor bid, dat God deur die krag van sy Gees nuwe lewe in ons inblaas. Anders word dit leë woorde, leë note, 'n leë belydenis wat ons vanoggend doen. Maar gevul en gelaai deur God se Gees is dit lewensveranderend. Is dit verstommend wat die Here kan doen. En daarom moet jy en ek elke dag bid vir die volheid van God se Gees in ons lewens. Daarom moet ons bid, dit is soos die wind, hy waai wil. Jy kan hom nie uithou nie, jy kan jou huis skoonmaak, maar as daai wind waai, dan is daar weer stof. Hy kom in, hy maak 'n verskil. Die laaste beeld, ek het nou gedink daaroor, as ek nou vanoggend aan hierdie water dink, is dit nou stil water, nê? Nee. As ek nou vanoggend gas in hierdie water sou sit, sou jy die borreltjies gesien het, wat die hele tyd probeer na die oppervlak toe gaan. As ek 'n gaskoeldrank vanoggend het en ek skit hom, dan gaan hy daarbo uitspuit. Wanneer God se Gees in ons lewens inkom, is dit soos 'n fontein wat uitborrel uit ons binneste en oorloop na 'n wêreld wat so dors is na God se liefde en sy genade. Mag jy oorborrel van God se Gees. Mag jy toelaat dat sy Gees vir jou nuwe lewensenergie gee. En mag jy huis toe gaan en weet dat met dit wat ek ontvang het, gevul met God se Gees, maak dit 'n beduidende verskil in die omgewing waarbinne ek beweeg. Mag jy hierdie roeping opneem. Mag jy fyn luister na die Heilige Gees, sodat jy sal weet waar jy wil gebruik. Hy gebruik jou baie keer ook onwetend, maar wanneer ons sit en ons sit en dink dat die Here ons kan gebruik, bewustelik sien ons wat hy deur ons lewens doen. Baie keer kom iemand lank na die tyd na jou toe en sê, daai dag toe jy dit vir my gesê het dit en dit gebeur in my lewe, en jy weet nie eens daarvan nie. Een seun vertel vir ons met die belydenisaflegging, die laaste storie, vertel hy dat hy is besig, as ek vra van waar het jy die Here die afgelope jare ervaar in jou lewe? En ons begin so gesels en hy vertel vir my, hy sit en staan in die klas en hy is besig om mondeling te praat, onvoorbereide mondeling wat jy mos nou laat sweet, verskriklik, veral as jy nie lekker altyd op jou voete kan dink nie. En hy sê hy is besig om sy mondeling te praat en voor te dra vir die juffrou en hy is besig om nog so te praat en sy vra toe vir hom 'n vraag binne die mondeling. Sy vra vir hom, amper sê ek sy naam, sy vra vir hom wat wil jy meer in jou lewe hê? Wat is dit wat met jou gebeur in jou lewe op hierdie stadium? En toe sê hy, juffrou, ek wil graag meer dat die Here meer in my lewe sal wees. Sonder hy sê hy het nou nie eens gedink oor hy het dit net gesê. Hy sê dat die Here net meer en meer in my lewe sal wees. Hy sê die volgende oomblik toe, terwyl hy daar staan en mondeling praat, gebeur daar iets met hom. Hy kry hierdie ervaring terwyl hy mondeling praat. Nou ek het ook ervarings, maar dit is angs geweest, maar daai ervaring wat hy het is iets gebeur met hom. En hy begin praat. Hy sê hy kan eintlik nie onthou wat hy gesê het nie. En tot op 'n stadium praat hy sodat juffrou sê, "Wow, okay. Right, wil jy nou volpunte hê? Jy kry volpunte. Jy kan nou ophou praat."
en hoe die Gees hom net gevat het na 'n ander plek toe. En hy net ervaar het, maar selfs in 'n mondeling, selfs in 'n onvoorbereide mondeling, kan die Gees van God jou ontmoet. En daarom moenie verras wees as jy daar by die werk, wat jy baie keer opsien om te gaan. Ek moet alweer môre dit doen. Dat die Gees van God, as jy daarvoor gevra het, jou ontmoet by jou werk. By plekke, die onwaarskynlike plekke wat jy nie gedink het nie. Hy sal wees nie. Van die wind waai waar hy wil. Ons weet nie waar hy vandaan kom en hoe hy, maar ons weet hy het 'n effek en hy maak 'n verskil in ons lewens. Mag jy hierdie week die wonderlike krag en lewensenergie van die Heilige Gees ontvang en mag jy gevul wees om diensbaar te wees in God se koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons dat ons net vir oggend hierdie boodskap kon hoor. Dankie dat ons dit sommer net kan ontvang. Maar ons bid soos wat ons gevra het ook vir oggend, Here, vul ons met u Gees. Gee ons nuwe lewensenergie. Maak dat hierdie suurstof wat in my longe is, die asem wat oor my stembande kom, die belydenisse wat ek gee, gevul sal wees met u woorde en u krag, sodat u koninkryk kan kom, hierso maar tot aan die uithoeke en daar waar ons beweeg elke dag. Dankie dat u Gees gemeenskappe transformeer en verander. En dit is hoekom ons ook vanoggend hier sit, Here, want u het ons lewens verander. Deur die woord wat ons gehoor het, wat ons beweeg het en ons ook vanoggend opgewek het om hierso te wees. Dankie dat ons ook kan glo dat, soos in Efesiërs staan, dat die Gees van u wat u opgewek het uit die dood, dieselfde Gees in ons woon. En daarom weet ons dat u die vermoë het om ook meer verstommende dinge deur ons lewens kan doen. Help ons om afhanklik te wees en help ons om gehoorsaam te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons kry geleentheid om die Here met ons offergawes te dien vanoggend.
Die afkondigings het julle almal gesien daar op die skerm en ook op julle selfone. Julle kry dit op WhatsApp. So as jy dit nie kry nie, dan sê vir ons dat ons seker kan maak dat jy dit kry en dat jy kan sien wat gebeur. Ook hierdie kwartaal, die kwartaal is eintlik kort, die kortste kwartaal eintlik van die jaar in terme van kerklike aktiwiteite. En ja, ons glo dat die Here ook hierdie kwartaal op verskillende maniere ook hierdie gemeente kan gebruik as geskenk vir die gemeenskap. En as daar van julle is wat vanoggend dat die Here julle beweeg het na iets toe, as jy dalk vanoggend iets gehoor het, wat die Here vir jou gesê het, weet wat jy moet gebruik en jou natuurlike vaardighede wat jy gekry het, kom sê vir ons en ons probeer vir jou help om op 'n plek te kom waar jy voel hier kan ek 'n verskil maak. Hierso kan die Here my gebruik om dalk die tabernakel te kan versier of wat ook al dit ook al is wat die Here ook vir jou roep om vanoggend te doen. Ons sluit af ons erediens vanoggend met lied 440. Dis eintlik die begin van die erediens van die lewe daar buite. So wanneer ons dit sing, dan sê ons ook vanoggend en bely ons ook vanoggend dat die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, tot konings, priester en profeet, tot ware Christen wees. So kom ons sing al 4 die verse van lied 440 terwyl ons staan. Hy leer ons bid, getuig en hy help ons om lief te hê sonder vrees. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy wonderlike vrede en mag jy ook hierdie week verras word deur die wind, die ruach van God wat daar buite is en in ons lewens elke dag werk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en met ons elkeen bly. Amen.